Hoofstuk 79. Dit is volbring. Christus het sy lewe nie neergelê voordat hy die werk wat hy kom doen het volbring het nie. En met sy laaste asem kon hy uitroep, dit is volbring. Johannes 19 vers 30. Die stryd was volstry. Sy regterhand en sy heilige arm het hom die oorwinning besorg. As oorwinnaar het hy sy banier op die ewige hoogtes geplant. Was daar nie vreugde onder die engele nie? Die ganse hemel het getriomfeer in die heilandse oorwinning. Die Satan is verslaan en hy wist dat sy koninkryk verlore is. Vir die engele en die sondelose wêreld was die roep, dit is volbring, betekenisvol. Dit was sowel vir hulle as vir ons dat die groot verlossingswerk voltooi was. Saam met ons deel hulle in die vrugte van Christus se oorwinning. Eers met die dood van Christus het die engele en die sondelose wêrelde die karakter van die Satan behoorlik begryp. Die aardsoortreder het hom so bedrieglik voorgedoen dat selfs heilige engele nie sy beginsels verstaan het nie. Hulle het die aard van sy opstand nie helder begryp nie. Dit was 'n heerlike en magtige wese wat hom teen God verhef het. Van Lucifer sê die Here, jy was die seelring van ewerheidigheid, vol wysheid en volmaak in skoonheid. Esegiel 28 vers 12. Lucifer was 'n gerub wat beskit, wat in die lig van die teenwoordigheid van God gestaan het. Hy was die hoogste van alle geskape wesens en was die vernaamste voorligter van die raamsbesluite van God aan die heelal. Nadat hy gesondig het, was sy misleidingsvermoë des te bedriegliker en die blootstelling van sy karakter des te moeiliker weens die verhewe posisie wat hy by die Vader beklee het. God sou die Satan en sy aanhangers net so maklik kon vernietig het as wat 'n mens 'n klippie op die aarde kan neergooi. Maar hy het nie. Opstand sou nie met geweld onderdruk word nie. Dwang hoort net tuis onder Satan se heerskappy. Dit is nie die Here se beginsels nie. Sy gesag berus op goedheid, genade en liefde, en sy aangewese middele is die uitvoer van hierdie beginsels. Die bewind van God is moreel, en waarheid en liefde is die heersende mag. Die Here se doel was om alles op 'n ewige basis te beveilig, en in die raadsbesluite van die hemel is besluit dat die Satan tyd gegee moes word om die beginsels waarop sy bewind rus te ontwikkel. Hy het beweer dat hulle beter is as die beginsels van God. Tyd is dus gegee vir die uitwerking van die Satan se beginsels vir die hemelse heelal om te betrag. Die Satan het die mens tot die sonde gelei en die verlossingsplan is in werking gestel. 4000 jaar lank het Christus gearbei om die mens op te hef en die Satan om hom tot ondergang te lei. En die hemelse heelal het dit alles aanskou. Toe Jesus na die wêreld gekom het, is die mag van die Satan op hom toegespits. Vandat hy as babietjie in Bethlehem verskyn het die indringer sy ondergang probeer bewerkstellig. Op alle moontlike maniere het hy Jesus probeer belet om as volmaakte kind, as onberispelike man en 'n heilige bediening of vlekkelose offer te ontwikkel. Maar hy is verydel. Hy kon Jesus nie tot die sonde lei nie. Hy kon hom nie ontmoedig of hom weghou van die werk wat hy op die aarde kon verrig het nie. Van die woestyn af tot by Golgotha het die storm van Satan se toorn hom agtervolg. Maar hoe meedoenloser dit teen hom aangedruis het, hoe onwrikbaarder het die Seun van God aan die hand van sy Vader gehou en volhard op die bloedbevlekte pad. Al die pogings van die Satan om hom te ontmoedig en te oorwin, het sy vlekkelose karakter net in 'n suiwerder lig laat uitstaan. Die ganse hemel en sondelose wêrelde het die stryd aanskou. Met watter intense belangstelling het hulle die slottonele van die botsing aanskou. Hulle het gesien hoe die Heiland die tuin van Getsemane binnegaan, gebuk onder die afgryslike las van 'n groot donkerheid. Hulle het die bittere geroep gehoor,
Vader, as dit moontlik is, laat hierdie beker by my verbygaan. Matteus 26, vers 39. Toe die Vader hom onttrek, het hulle hom met 'n smart sien worstel wat bitterder was as die van die laaste doodstryd. Die bloedsweet is uit sy liggaam gedwing en het op die grond gedrup. 3 maal is 'n gebed om vrystelling van sy lippe gepers. Die hemel kon die toneel nie langer aanskou nie, en 'n boodskapper is gestuur om die Seun van God te versterk. Die hemel het aanskou hoe die slagoffer in die hande van die moordlustige gepepel verraai word, hoe hy met gehoon en geweld van die een hof na die ander geneem word. Hulle het gehoor hoe sy vervolgers hom beskimp oor sy nederige geboorte, hoe een van sy geliefde disippels hom met 'n gevloek verloon. Hulle het gesien met watter raserny die Satan te kere gaan en watter mag hy het oor die mense. Verskriklike toneel, die heiland om middernag in Getsemane gegryp, heen en weer van paleis na regsaal gesleep, 2 maal voor die priesters aangekla, 2 keer voor die Joodse raad, 2 keer voor Pilatus en 1 maal voor Herodes, gehoon, gegeesel, veroordeel en weggelei om gekruisig te word, met die swaar kruis op sy skouers, te midde van die wenende dogters van Jerusalem en die gejou van die gespuis. Die hemel het bedroef en verbaas gesien hoe Christus aan die kruis hang, terwyl bloed van sy gewonde slape aftap en die bloedbevlekte sweet op sy voorhoof perel. Van sy hande en voete het die bloed druppel vir druppel op die rots geval waarin die gat vir die kruis geboor is. Die spykerwonde het gerek van die gewig van sy liggaam aan sy hande. Hy het vinnig en diep na sy asem gesnak, terwyl sy siel versmag het onder die gewig van die wêreld se sonde. Die ganse hemel het verbaas gestaan, toe Christus in sy verskriklike lyding bid. Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Lukas 23, vers 34. Tog het daardie manne gestaan, geskape na die ewebeeld van God, wat saamgespan het om die lewe van sy eniggebore seun uit te pers. Watter toneel vir die hemel om te aanskou. Die owerhede en magte van die duisternis het hulle om die kruis geskaar en die helse skaduwee van ongeloof oor mense harte laat val. Toe die Here hierdie wesens geskape het om voor sy troon te staan, was hulle skoon en heerlik. Hul lieflikheid en heiligheid het by hul verhewe stand gepas. Hulle was verryk met die wysheid van God, omgord met die wapenrusting van die hemel. Hulle was die knegte van die Allerhoogste. Maar wie sou in die gevalle engele die luisterryke serafs herken wat eens in die hemelse howe gedien het? Duiwelse magte het met bose manne saamgespan om die volk te laat glo dat Christus die vernaamste sondaar is en om hom die voorwerp van hulle afskuw te maak. Hulle wat Christus daar aan die kruis gehoon het, was besiel met die gees van die aardse rebel. Hy het hulle met wesenswekkende en veragtelike woorde besiel. Hy het hul gehoon besiel. Maar dit alles het hom niks gebaat nie. As een sonde maar in Christus gevind kon geword het, as hy in net een opsig aan die Satan toegegee het om die verskriklike marteling vry te spring, sou die vyand van God en mens getriomfeer het. Christus het sy hoof laat sak en gesterf, maar hy het vasgehou aan sy geloof en sy onderwerping aan God. Toe hoor ek 'n groot stem in die hemel sê, nou het die heil en die krag en die koningskap die eiendom van ons God geword, en die mag van sy Christus, want die aanklaer van ons broeders is neergewerp, hy wat hulle aanklaag voor ons God, dag en nag. Openbaring 12 vers 10. Die Satan het besef dat hy ontmasker is.
Sy werk is voor die sondelose engele en voor die hemelse heelal blootgelê. Hy het hom 'n moordenaar getoon. Deur die bloed van die Seun van God te vergiet, het hy alle welwillendheid van die hemelse wesens verbeur. Van nou af was sy optrede beperk. Watter houding hy ook al mag inneem, hy kon nie meer die engele inwag as hulle van die hemelse howe afkom en die broeders van Christus voor hulle beskuldig as bekleë met die besoedeling van die sonde nie. Die laaste greintjie welwillendheid tussen die Satan en die hemelse wêreld was vernietig. Tog is die Satan nie toe vernietig nie. Selfs toe het die engel nog nie ten volle begryp wat alles by die groot stryd betrokke was nie. Die beginsels wat op die spel is, moes nog vollediger geopenbaar word. En terwille van die mens moes die Satan voortbestaan. Sowel die mens as die engele moet die kontras tussen die vors van die lig en die vors van die duisternis sien. Hy moet kies wie hy wil dien. By die aanvang van die groot stryd het die Satan beweer dat die wet van God nie gehoorsaam kan word nie, dat geregtigheid nie met genade te rym is nie en dat indien die wet gebreek word, dit vir die sondaar onmoontlik sou wees om vergewe te word. Elke sonde moet sy regmatige straf ontvang, het die Satan beweer, en as God die sonde sou vryskeld, sou hy nie 'n God van waarheid en geregtigheid wees nie. As die mens die wet van God geskend en sy wil verontagsaam het die Satan hom daarin verlustig. Dit is bewys, het hy beweer, dat die wet nie gehoorsaam kan word nie. Die mens kan nie vergewe word nie. Omdat hy na sy opstand uit die hemel verban is, het die Satan beweer, moet die mens ook vir ewig van die guns van God geskei word. God kan nie regverdig wees, het hy beweer, en die sondaar nog genade bewys nie. Maar selfs as sondaar was die mens se posisie anders as die van die Satan. Lucifer het in die hemel gesondig en die lig van die heerlikheid van God. Aan hom, soos aan geen ander geskape wese nie, is 'n openbaring van die liefde van God gegee. Hoewel hy die karakter van God geken het en bewus was van sy goedheid, het die Satan verkies om sy eie selfsugtige, onafhanklike weg in te slaan. Die keuse was finaal. Daar was niks meer wat God kon doen om hom te red nie. Maar die mens is mislei. Sy verstand is benevel deur die drogredenasies van die Satan. Hy het die hoogte en diepte van die liefde van God nie geken nie. Vir hom was daar hoop in 'n kennis van die liefde van God. Deur sy karakter te aanskou, kon hy weer na God getrek word. Deur Jesus is die genade van God aan die mens geopenbaar. Maar genade stel geregtigheid nie tersyde nie. Die wet weerspieël die karakter van God en nie 'n jota of titeltjie daarvan kan verander word om die gefalle mens tegemoet te kom nie. God het nie sy wet verander nie, maar het homself opgeoffer in Christus vir die verlossing van die mens. God het in Christus die wêreld met homself versoen. 2 Korintiërs 5 vers 19. Die wet vereis geregtigheid, 'n lewe van geregtigheid, 'n volmaakte karakter, en daaroor beskik die mens nie. Maar Christus het as mens na die aarde gekom, 'n heilige lewe gelei en 'n volmaakte karakter ontwikkel. Dit bied hy nou as 'n vrye gawe aan almal wat dit wil ontvang. Sy lewe dien vir die lewe van die mens. So ontvang hulle vergifnis van sondes vir die verlede deur die lankmoedigheid van God. Meer nog, Christus vervul ons met die hoedanighede van God. Hy bou die menslike karakter op na die gelykenis van die goddelike karakter, 'n deegsame struktuur van geestelike krag en skoonheid. So word juis die geregtigheid van die wet vervul in die een wat in Christus glo. God kan self regverdig wees en regverdig maak wie uit die geloof in Christus is. Romeine 3 vers 26. Die liefde van God word nie minder in sy geregtigheid as in sy genade nie uitgedruk. Geregtigheid is die grondslag van sy troon
en die vrugte van sy liefde. Die Satan het gepoog om genade van waarheid en geregtigheid te skei. Hy het probeer bewys dat die geregtigheid van die wet van God 'n vyand van die vrede is. Maar Christus toon dat hulle in die plan van God onafskeidbaar verenig is. Die een kan nie sonder die ander bestaan nie. Goeie tierenheid en trou ontmoet mekaar. Geregtigheid en vrede kus mekaar. Psalm 85 vers 11. Deur sy lewe en dood het Christus bewys dat die geregtigheid van God nie sy genade vernietig het nie, maar dat die sonde vergewe kan word en dat die wet regverdig is en volmaak gehoorsaam kan word. Die Satan se aanklagte word verwerp. God het die mens onmiskenbare bewyse van sy liefde gegee. Nog 'n misleiding sou nou geopper word. Die Satan het beweer dat genade die geregtigheid vernietig het, dat die dood van Christus die Vader se wet tot niet gemaak het. As dit moontlik was om die wet te verander of af te skaf, sou dit nie vir Christus nodig gewees het om te sterf nie. Maar om die wet af te skaf, sou beteken dat die ongeregtigheid vir ewig word en die wêreld onder die beheer van Satan kom. Juis omdat die wet onveranderlik is, en omdat die mens net gered kan word deur gehoorsaam aan sy voorskrifte te wees, is Jesus aan die kruishout genaal. Tog is juis die middel wat Christus gebruik het om die wet te bevestig, deur die Satan voorgestel as die vernietiging daarvan. Hierop sal die laaste botsing van die groot stryd tussen Christus en die Satan berus. Dat die wet wat deur die stem van God self afgekondig is, foutief is, dat een of ander spesifikasie tersyde gestel is wat die Satan nou beweer. Dit is die laaste groot bedrog waarmee hy die wêreld gaan mislei. Hy hoef nie die hele wet aan te val nie. As hy die mens maar net kan oorreed om een gebod te veronagsaam, is sy doel bereik. Want wie die hele wet onderhou, maar in een opsig struikel, het aan almal skuldig geword. Jakobus 2 vers 10. Deur toe te stem om een gebod te verbreek, kom die mens onder die mag van die Satan. Deur die wet van mense in die plek van die wet van God te stel, sal die Satan trag om die wêreld te beheer. Hierdie werk word in die profeseë voorspel. Van die groot afvallige mag, wat die verteenwoordiger van die Satan is, word verklaar. Hy sal woorde spreek teen die Allerhoogste en die heiliges van die Allerhoogste mishandel. En hy sal probeer om tye en wet te verander, en hulle sal in sy hand oorgegee word, Daniël 7 vers 25. Mense sal gewis hulle eie wette instel om die wette van God teen te werk. Hulle sal die gewetens van ander probeer dwing, en in hul ywer om hierdie wette toe te pas, sal hulle hul medemens onderdruk. Die stryd teen die wet van God, wat in die hemel begin het, sal voortvoet tot aan die einde van die tyd. Elke mens sal getoets word. Gehoorsaamheid of nie, is die vraag waaroor die hele wêreld sal moet besluit. Almal sal moet kies tussen die wet van God en die wette van mense. Hier sal die skeidslyn getrek word. Daar sal net twee klasse wees. Elke karakter sal ten volle ontwikkel wees, en almal sal toon of hulle aan die kant van getrouheid of van rebellie staan. Dan sal die einde kom. God sal sy wet verdedig en sy volk verlos. Die Satan en almal wat hulle by hom in sy opstand aangesluit het, sal vernietig word. Sonde en sondaars sal omkom, wortel en tak, Maleagi 4 vers 1. Die Satan die wortel, sy volgelinge die takke. Die woord sal vir die vors van die bose vervul wees, omdat jy jou hart gemaak het soos die hart van 'n God. Daarom het ek jou tussen die vurige gesteentes uit vernietig, o gerib wat beskit. Jy het 'n verskrikking geword, en sal daar nie meer wees tot in ewigheid nie. Die goddelose sal daar nie wees nie. Ja, jy sal ag gee op sy plek, maar hy sal daar nie wees nie. Hulle sal word, asof hulle nooit bestaan het nie. Esegiel 28 vers 6 tot 19,
Psalm 37 vers 10 en Obadja 16. Daar is nie 'n arbitrære magsuitoefening aan die kant van God nie. Wie sy genade verwerp, maai wat hulle gesaai het. God is die bron van die lewe. As 'n mens verkies om die sonde te dien, sonder hy hom af van God en daarom ook van die lewe. Hy is vervreemd van die lewe van God. Christus sê, almal wat my haat, het die dood lief. Efesiërs 4 vers 18 en Spreuke 8 vers 36. Die Here laat hulle toe om 'n tyd lank te lewe, sodat hulle hul karakter kan ontwikkel en hul beginsels kan toon. Daarna ontvang hulle die gevolge van hul eie keuse. Deur hul opstandige lewe plaas die Satan en diegene wat hulle met hom verenig, hulle so in stryd met God, dat sy teenwoordigheid self vir hulle 'n verterende vuur is. Die heerlikheid van hom wat liefde is, sal hulle vernietig. Aan die begin van die groot stryd het die engele dit nie begryp nie. As destyds toegelaat is dat die Satan en sy leer die vrugte van hulle ongeregtigheid pluk, sou hulle omgekom het. Maar dit sou vir die hemelse wesens nie duidelik gewees het dat dit vir die onvermydelike gevolg van sonde was nie. 'n Sweem van twyfel oor die goedheid van God sou in hul gedagtes agtergebly het, soos 'n bose saad wat sy dodelike vrugte van sonde en wee ontwikkel. Maar so sal dit nie wees as die groot stryd eindig nie. Dan, wanneer die verlossingsplan volbring is, sal die karakter van God aan alle intelligente skepsele getoon wees. Die beginsels van sy wet sal dan herken word as volmaak en onskendbaar. Dan sal die sonde sy aard geopenbaar het en die Satan sy karakter. Dan sal die uitdelging van die sonde die liefde van God bewys en sy eer bevestig in 'n heelal van wesens wat hulle daarin verheug om sy wil te doen en in wie se hart sy wet is. Wel kon die engele juis juig toe hulle die Heiland se kruis aanskou, want hoewel hulle toe tog nie alles nog begryp het nie, wis hulle dat die vernietiging van die sonde en die Satan vir ewig verseker is, dat die verlossing van die mens gewaarborg is en dat die heelal tot in ewigheid beveilig is. Christus self het die gevolge van die offer wat op Golgotha gebring is ten volle begryp. Na al hierdie dinge het hy vooruitgesien toe hy uitgeroep het, dit is volbring.